Geliefdes, baie welkom aan elkeen van julle wat ook weer op hierdie Sondagoggend ingeskakel is na hierdie diens. Nou die vraag wat God vanoggend vir jou en my wil kom vra, en dit is eintlik 'n baie interessante vraag is daar gate in jou mure? Gate waardeur die vyand met 'n fluistering in jou oor kan kom. En dan vir jou as ware kan kom sê, jy gaan dit nie maak nie, of dink jy regtig dat dit waarmee jy nou besig is, hierdie planne wat jy dalk miskien beraam, of dink jy regtig dit gaan hierdie keer werk? En onmiddellik veroorsaak die vyand dan vrees by jou en my, want dis mos maar wat sy strategie is, om jou en my bang te maak. Dan veroorsaak hy vrees by ons. Nou geliefdes, indien dit dalk die geval is ook met jou vanoggend, moenie alleen voel nie. Want dit is presies wat Nehemia, wat met hom gebeur het, en die Heilige Gees wil vanoggend vir jou en my as ware kom bemoedig deur dit wat met Nehemia in sy lewe gebeur het. Daarom kom ons maak die woord van God op daar by Nehemia 6. Nehemia 6, dan lees ons net eers vers 1. Nou voor ons dit lees, wat baie interessant is dat baie keer wanneer ek en jy 'n idee, nie 'n idee het waar dinge in ons lewe gaan vandaan kom, of hoe dinge in plek gaan skuif vir ons, en hoe ons vrae beantwoord gaan word nie. Al antwoord jy dan wat jy dan van God sou kry is, hou aan om te beweeg. Kom ons lees nou daar Nehemia 6 vanaf vers 1. Sanballat, Tobia die Arabier, Gesem en die res van ons vyande het berig gekry dat ek, dis nou Nehemia, die muur klaar gebou het. En dat dit nêrens meer vervalle was nie. In die stadium was die poortdeure egter nog nie gehang nie. Nou, geliefdes, Nehemia het eintlik 'n bietjie gespog toe hy gesê het dat daar geen openinge meer in die muur was nie. En hy het baie goeie rede daartoe gehad om te kon breek, om te kon spog. Want vir 80 jaar kon niemand dit nog reg kry. En toe het God vir Nehemia gestuur. Daar was altyd gate in daardie mure om die stad. En hy het toe vir Nehemia gestuur. En luister geliefdes, wanneer die Heilige Gees oor Nehemia praat hier, veral wanneer ons lees dat daar het 'n woord van die vyand gekom. As ons vorentoe sou gaan lees, sal ons besef dat die vyand al die pad jag gemaak het op Nehemia. Hy het baie vyande gehad en hulle wou hom eintlik doodmaak. En het ons hier gelees, daar het 'n woord van die vyand gekom, en dan raak ons dalk miskien so 'n bietjie bang, as ons hier lees, omrede ons weet dat hier nou bouwerk moet kom. En ons weet mos, ons as mense is veronderstel om bouers te wees, bouers in God se koninkryk hier op aarde, nie waar nie. So jy dink dalk vanoggend nou, wat moet jy bou? Moet jy vandag geloof bou? Moet jy vertroue bou? Moet jy sien voordat jy sien? Moet jy hoor voordat jy hoor? Wat moet jy vandag doen? Wat wil God vir jou vandag kom sê? Wat moet jy doen om seker te maak dat daar geen gate in jou geestelike muur is nie? Want wanneer die vyand kom, dan kon Nehemia met oortuiging sê, daar's geen gate in sy muur nie. Maar wat van jou en my? Wat van jou en my? Kan jy ook vandag spog deur te sê daar is geen gate of openinge in jou geestelike muur nie? So indien die vyand nou na jou toe sou kom en vir jou sê, dit wat jy beplan om te doen,
dit wat jy wil probeer, dit gaan nie werk nie. Sal jy dan vanoggend met sekerheid kan sê, dat jou mure heel is? Nog 'n baie belangrike vraag, nie waar nie? Maar daar staan ook verder, die poortdeure was nog nie gehang nie. So luister mooi geliefdes, al is die deure in jou muur nog nie in nie, dan behoort jy te weet, dat wanneer die vyand planne teen jou beraam, dat God reeds in hierdie dag, op hierdie Sondag, vir jou 'n besonderse woord wil kom gee. Omrede God wil hê, dat jy dit in die lewe van elke dag, jou alledaagse lewe, van toepassing sal kan maak. Dat jy dit as ware elke dag sal kan leef. Nou kom ons lees 'n bietjie verder, vers 2. Sanballat en Gesem laat my toe weet, dis nou vir Nehemia. Kan ons mekaar in Kefirim in die Onolaagte ontmoet? Maar Nehemia het geweet, dat hulle plan was om hom by te kom. Hulle wou hom in 'n lokval lei. In vers 3 sê hy sê, ek stuur toe boodskappers na hulle toe en sê, ek is besig met 'n groot werk. Ek kan nie nou kom nie. Hoekom moet die werk stil staan, terwyl ek dit laat lê, om na julle toe te kom? So Nehemia was baie, ek wil amper sê, hy was so adamant, hy was so verseker dit wat hy sê. Hy het met soveel oortuiging gepraat. En God wil hierdeur vanoggend vir jou en my kom sê, wanneer jy besig is met geloof, wanneer jy glo, wanneer jy seker is jy staan in geloof, dan kan jy so maklik geloof as ware net los die oomblik wanneer jy die vyand iets in jou oor kom fluister, nie waar nie. En dit geliefdes is die probleem met ons mensdom van vandag. Jy het geloof net totdat jy iets anders sien. Ons wil ons eers sien voordat ons glo, nie waar nie. As ons nie gesien het, dan glo ons nie. En dit terwyl geloof eintlik beteken om so op te tree, al is dit nog nie so nie, sodat dit so kan wees. Nou Nehemia het gesê, wyk Satan. Ek is nou besig met geloof, ek is besig om te hoor wat God vir my sê, en ek weier om te luister wat julle vir my kom sê. So ek gaan nêrens nie. Ek weier ook om te sien wat julle vir my konseis wil wys. Want ek het 'n geloofsisteem met Nehemia gesê, en dit is verseker nie in julle nie. Omrede ek te besig is om na God se stem te luister. Die vraag, kan jy dit sê wanneer die vyand met aanvalle na jou toe kom? Kom ons blaai dan na so 'n bietjie verder, Nehemia 7. Dan lees ons vers 1 tot 3 daar. Toe die muur voltooi is, het ek die deure gehang en poortwagte, sangers en leviete aangestel. Ek het Hanani my amptsgenoot en Hananja die bevelhebber van die vesting in bevel van Jerusalem geplaas. Hananja was 'n betroubare man wat eerbied vir God gehad het, meer as baie ander. Vers 3, ek het hulle beveel, moenie die poorte van Jerusalem oopmaak, voordat die son warm is nie, en maak die deure weer toe, en grendel hulle, terwyl die poortwagte nog op hulle pos is. Stel ook wagte aan uit die inwoners van Jerusalem, party op die wagposte, en party voor hulle huise. Geliefdes, het jy mooi gehoor wat Nehemia hier gesê het vir hulle? Hy sê vir hulle, die deure is nou in, maar nog steeds het ek 'n opdrag vir julle. Nou eerstens wil ek vir jou vra, wat is jou deure? Wat is die deure van jou geestelike muur? Dit is veronderstel om jou geloof te wees. En luister wat sê Nehemia dan. Hy sê die volgende vir hulle, hierdie deure, jy maak dit nie oop voordat die son in die dag warm is nie. En dit beteken, in die middel van die dag wanneer jy duidelik en helder kan sien nie. Maar weer eens, kom terug na ons toe, na jou en my toe. Wat beteken dit vir ons?
God sê vir jou, vir my, in die nag bly jou deure toe. Want omdat dit donker is, kan jy nie mooi sien nie. Geliefdes, ek praat nie van fisiese jou huise deure nie. God praat geestelik, jou geestelike deure, jou geestelike huis, die muur, 'n geestelike muur rondom jou en my. In die dag kan jy jou vyand sien, maar dis nie wanneer hy die aanvalle teen jou en my loods nie. En kom ons wees eerlik vanoggend met mekaar. Wanneer is die moeilikste tye wanneer dinge teen jou kom in die nag, wanneer dit donker is, wanneer jy nie kan slaap nie? Dis dan wat hy jou, ek wil amper sê, kom probeer verniel, en alles lyk dan slegter, want dit is donker rondom jou. En dit is hoekom jy moet seker maak dat jou geestelike deure in die nag gesluit is. Geliefdes, hierdie is eintlik 'n goddelike waarskuwing vanoggend. En ek weet ek gaan seker nou weer op tone trap. Dis oukei. Ek kan net sê wat God sê. En God sê, moenie in die nag op jou selfoon besig wees nie. Ek wil amper sê 98% van ons is skuldig hieraan. Want dit is wanneer jy die deure vir die vyand oopmaak. En wat sê ons dan? Ek het niks anders om te doen nie, ek is nog nie vaak nie, en so gaan net so 'n bietjie loer en kyk wat op my foon aangaan. Ek dink dit klink vir jou bekend, want dit is. Dit moet wees. Wat maak jy nou? Nou is jou deure oop. Omdat jy jou selfoon in jou hand gevat het en begin rondkyk op sosiale media. Daar's wrede goed, daar's aanvalle, daar's moord en doodslag in die wêreld daar buite. Dit is sleg. So jy het eintlik klaar nou 'n deur vir die vyand oopgemaak. En dan kom hy en hy val jou aan op die terrein in jou lewe waarmee jy op daai stadium dalk worstel. Dink jy gaan dit maak? Dink jy regtig so? Dink jy regtig dat dit wat jy nou beplan hierdie keer gaan werk? Dink jy regtig jou geloof gaan vir jou werk? Dink jy regtig God hoor wat jy vir hom vra? Dink jy regtig jy is goed genoeg? Dink jy regtig jy gaan dit maak? Nou het jy self die deure oopgemaak. En dit terwyl God baie duidelik vir jou gesê het, hou jou deure in die nag toe. Net in die dag wanneer jy kan sien, wanneer jy die vyand kan sien, kan jy dit oopmaak, anders gaan jy 'n worstelstryd in die nag hê, en weet jy wat? Jy gaan die stryd verloor. Jy gaan die oorlog verloor. Luister geliefdes, alles oor geloof kan ek en jy in 2 kategorieë verdeel. Ons kan dit in 2 kategorieë plaas. Want geloof gaan oor wat jy dink. En dit gaan ook oor die oorlog, waarmee ek en jy in ons gedagtes elke dag worstel. Luister wat staan in Spreuke 25 vers 28. 'n Stad sonder 'n muur om hom te beskerm is so weerloos soos 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Want wat gebeur in die nag met jou en my? Jy val baie maklik in 'n gat. Hoekom? Want alles is donker en jy verloor so maklik selfbeheersing. Skielik twyfel jy oor alles. Want jy kan nie regtig sien in die nag nie. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik dat ek en jy nooit in die donker oomblikke van ons lewe sal twyfel oor dit wat God in die lig van sy woord aan jou en my beloof het en elke dag beloof nie. Ook vanoggend. Kom sê ek het jou selfbeheersing verloor. Jy moet eintlik kan sê, ek gaan nie nou op my foon kyk nie, ek weier om na enige negatiewe of destruktiewe dinge te dink. Omrede geloof gaan oor dit wat jy dink, en daarmee saam, geliefdes, kom die oorlog wat binne in jou en my beginne woed dan. En dan vergeet jy die waarheid, in plaas daarvan dat jy moet staan in geloof, crazy, roekelose geloof.
Dit geliefdes is hoekom ek en jy veronderstel is, God moet ons begin, ons middel en ons einde wees. Kan ek dit weer sê? God moet ons begin, ons middel en ons einde wees. Want dit is al hoe ek en jy balans gaan hou. Want jy moet staan in geloof. En jy kan nie geloof sien nie. Want as jy geloof kan sien, is dit nie meer geloof nie. Hoekom wil jy iets glo wat jy klaar sien? Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof. Want geloof is die balans tussen om te dink en die oorlog in jou gedagtes, wat as gevolg daarvan ontstaan. En God sê, as daar gate in jou mure is, maak dit vandag toe. Liefdes, ons kry so baie geleenthede. So gereeld praat God met ons. Hy gee vir ons opdragte. Uit liefde, want hy het jou lief. Hy wil die beste vir jou hê. En daarom sê God, maak vandag die gate toe, as daar gate in jou lewe is. Vul dit met vertroue, met geloof in God. Maar vul dit ook op met maar nou. Want ons het al vir mekaar gesê, elke keer wanneer daar 'n maar is daar 'n blokkasie. Maar die oomblik, as jy sê nou, dan breek God die deur vir jou oop. But God, maar God, dis wat ek en jy veronderstel is om te sê. Daarom is dit so belangrik dat ons sal verander hoe ons praat. Geliefdes, ons is ons eie grootste vyande. Ons praat verkeerd. Ons sê so maklik ja maar, of wat as, of dit is die realiteit. En God sê, verander wat en hoe jy praat. Want al wat jy veronderstel is om te sê, but God. Kom ons bly nou gou daar nou Hosea 4 vers 6 toe. Daar staan, my volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het, verwerp ek jou as priester. Omdat jy die wil van jou God verontagsaam het, verontagsaam ek die priesters wat onder jou dien. 'n ander vertaling sê, my volk gaan ten gronde weens hulle gebrek aan kennis. Liefdes, luister mooi wat God hier sê. God het nie gesê jy het tekort aan geld nie, of jy het 'n tekort aan vrede nie, of jy het 'n tekort aan 'n blessing nie, of jy het 'n tekort aan die guns van God nie. Nee, God sê duidelik hier, jy het 'n tekort aan die kennis van God. Daarom kan jy nie vestings, strongholds vernietig nie. Kom ons lees wat staan in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons ken hierdie skrifte. So geliefdes, God sien nie jou tekort aan geld nie, want hy sê hy het dit alreeds opgevul. Maar wat hy sien is 'n tekort aan kennis van hom. En dis hoekom jy 'n tekort aan geld sien, want jy ken hom nie regtig nie. Want indien jy God regtig ken, dan sal jy in staat wees om wat die vyand ook al in jou oor kom fluister, jy sal aan hom kan 'n uitklop hou gee. Want maak nie saak met wat se argument die vyand na jou toe kom nie, jy sal hom kan vernietig omrede jy vir God ken. En ons het al met mekaar gesels oor, ken God? Ken jy werklik vir God? En verder omdat jy vir God ken, sal jy ook daartoe in staat wees om elke gedagte wat by jou opkom gevange te neem en dit aan Christus te onderwerp. Ook elke argument van jy het nie genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, al daardie gedagtes jy kan gevange neem. Geliefdes, God sê, dit is so duidelik, dat wanneer hy sê dat hy nie jou gedagtes gevange kan neem nie, God sê, hy kan dit nie vir jou doen nie, jy moet dit self doen. En jy kan dit slegs reg kry, wanneer jy vir God regtig ken. Nou sê God, die enigste manier hoe ek en jy die gate in ons mure sal kan opvul, sowel as al die negatiewe gedagtes wat aanhoudend teenoor jou en my kom, gevange sal kan neem,
Dis nie alleen om hom te ken nie, maar ook om in 'n lewe intieme verhouding met hom te leef. Ek sluit af, geliefdes, jy weet God gaan jou seën. Want jy weet dit is sy hart vir jou. En dan kom die vyand na jou toe en hy sê, hoe kan jy dit sê? Hoe lank sê jy dit nou al? Ek sien nog niks wat gebeur het nie. Maar jy kan dit sê. Dis 'n baie belangrike maar, want jy ken vir God. Mense kan so baie maklik sê, maar hierdie ding is 'n realiteit. En ek is geneig om altyd sê, maar God is 'n groter realiteit. En dis waar. Dis verseker waar. Ek sê weer, dit is hoe jy vestings, strongholds in hierdie lewe sal kan vernietig. Maar ook hoe jy jou geestelike deure toegesluit gaan hou in die nag. Want jy sien die feite van die wêreld. Jy is nie blind vir wat rondom jou in die wêreld gebeur nie. Maar wat doen jy? Jy glo die waarheid van God. God is altyd in beheer. God het altyd die laaste skuif. En wat doen jy dan? Jy is veronderstel om vas te hou aan wat God jou beloof in Johannes 10 vers 10. Waar hy sê die dief kom net om te slag en te steel en te verwoes. Maar Jesus het reeds gekom sodat ek en jy die lewe kan hê en dit geniet en in oorvloed. Dis wat God se hart vir jou en my is. Vat dit vanmôre. Maak 'n keuse en sê, Here, ek wil al hierdie deure toegestop hê. Al die gate. Ek wil die gate in my mure toe hê en ek wil die deure in my muur in die nag dig toe hou. Sodat die vyand nie dinge in my oor kan kom fluister en met my kop kan kom smokkel nie. Amen. Liefdes, ontvang nou ook vanoggend die seën van die Here en gaan leef in hierdie week in hierdie vrede om te weet dat jy het gekies vanoggend om die gate in jou mure toe te stop, om jou deur in die nag gesluit te hou. Die Here wil julle seën en julle beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here julle God wil julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. God seën julle. Amen.